Goeiemôre. Jy luister na die reeks 'n paar maal om die son. Ek het die laaste paar dae heelwat boodskappe ontvang van mense wat begin deur te sê, ek weet nie wie jy is nie, maar dankie vir die oordeenking of iets gedeel het van hulle lewe. My naam is Tinus van Staden. Ek is getroud met Natasha en het 3 kinders, Kara, Joshua en Hanna. Ek bly hier in Pretoria en is bevoorreg om reeds vir 22 jaar predikant te wees in die Hervormde Kerk, gemeente Montana. Hierdie oordeenkingsreeks is deel van 'n groter reeks met die naam Fiks vir die Lewe. En dit bestaan uit 'n klomp reekse wat saam dink oor die lewe, ons lewe saam met God, ons lewe saam met mekaar. Volledige vorige reekse is op YouTube beskikbaar by NHK Montana. Vanoggend is die 28ste oordeenking in die reeks en ons tema is driehoeksmeting. Ek het die afgelope Sondag vertel van die, kom ons noem dit openbaring, wat ek ontvang het terwyl ek die vorige Sondag na my kollega, Dominee Annika Potta se boodskap geluister het. Ek noem dit 'n openbaring, nie omdat dit iets is wat ek nooit geweet het nie, iets wat ek nooit voorheen gelees het of nooit voorheen gehoor het nie, maar omdat die weet daarvan diep in die solder van my onderbewussyn gelê het. Annika het gepreek oor Moses by die brandende bos, 'n verhaal wat die meeste van ons al soveel keer gehoor het. En daar in die woestyn ervaar hy wat die meeste mense wat ek ken 'n leeftyd lank begeer, om God se stem te hoor. Nie die metaforiese ek het die stem van God gehoor nie. Dis 'n soort van hoor wat verwys na die innerlike proses waarin ons oortuig raak dat 'n gedagte van die Here afkom. Moses se hoor was die stem van die Here, wat ook die berge rondom hom kon hoor. Wat daarop volg, is mind-blowing. Jy sien, as ek dink aan al die kere in my lewe wat ek gesmag het na die Here se teenwoordigheid en om, kom ons stel dit dan, sy stem te hoor, was dit gewoonlik in die verwagting dat God na my toe sal kom in die afsondering van my menswees, van my siel, van my eie hart, my eie worsteling. Byna soos 'n privaat afspraak by die groot sielkundige, waar die deur toegemaak is, en dis net ons twee alleen. Terloops, hoe spel 'n mens die woord twee, as God saam met jou is, by jou teenwoordig is, met 'n klein letter, of met 'n hoofletter? In elk geval, ek vermoed die meeste van ons het die wens dat God my in my hartseer, in my smart, in my depressie, in my eensaamheid, in my rou, sal kom opsoek en hom aan my openbaar en my dan vertroos en my aanraak waar ek daar in my alleenheid sit, in die privaatheid van daardie ontmoeting. En natuurlik kan dit so wees. Was dit al dikwels so? Dankie daarvoor. Maar terwyl Annika gepreek het, was dit asof skille van my oë afgeval het. En ek het skielik besef hoeveel keer is God se openbaring aan mense waarvan ons in die Bybel lees, minder soos 'n besoek by die groot sielkundige en meer kere soos die afsending deur die groot avonturier. God openbaar homself aan Abraham deur hom na die beloofde land te stuur. En watter begrypende verhaal was dit nie? 'n Absolute avontuur van die lewe. God openbaar homself aan Gideon en groet die onwillige amptenaar met die woorde: "Die Here is met jou, dapper kryger." Gideon wil kop uittrek uit hierdie gesprek. Maar hoe openbaar die Here hom aan Gideon? Gaan. Gaan met die krag wat jy het en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Dit val my op hoe onwillig heelwat van hulle is. God openbaar hom aan Jona en stuur hom na Ninive. Hy wil nie gaan nie, maar sy lewenspad ontvou juis in die stuur. Eers in die vlug af na Joppe, maar daarna na Ninive. En deel van sy nuwe ontdekking van wie die Here is en wie hy is, lê in daardie gestuur wees. Nie in die afsondering van sy siel nie. God openbaar homself aan Dawid en stuur hom om Israel uit die mag van die Filistyne te red.
Die Here openbaar hom aan Jesaja en stuur hom om vir Israel te preek. Jesus roep sy disippels en gee hulle die opdrag, gaan wees vissers van mense. Jesus roep vir Paulus en stuur hom na die heidene nasies. Ek dink jy kry die idee. Heel dikwels kom vertroosting vir ons smart, die vergifnis van ons sonde, die verlossing uit ons hartseer, die uitkoms uit depressie, die redding uit eensaamheid, die vertroosting vir ons rou, die verandering van ons lewensverhaal, nie noodwendig wanneer ek my onttrek tot die uithoeke van my afsondering nie, maar juis wanneer God my die boodskapper maak van al hierdie dinge. Ek wil dit duidelik stel. Ek wil nie God hiermee in 'n hoekie inverf met een enkele interpretasie van hoe God na ons toe kan kom nie. Maar ek deel 'n belangrike tema wat ek opgetel het deur die ganse Bybel. Jy het dit nie al in jou eie lewe ervaar nie. Ek onthou byvoorbeeld hier rondom 2006 het ek in 'n reaktiewe depressie verval. Vir 2 jaar lank het ek regtig diep geworstel. Laat ek dit so stel. Dis nie dat ek nie liggies nie lekker gevoel het nie. Soos ek dit aan die sielkundige op daardie stadium gestel het. Kyk, as ek voorheen in my lewe met demone te doen gehad het, het ek nou by die duiwel homself uitgekom. Die sielkundige se oë het gerek en sy het begin hakel, net om te begin sê dat sy eintlik 'n bietjie op 'n ander terrein werk. Ek moes haar gerusstel en sê, dis 'n metafoor. Ek praat nie van regte demone nie. Ek praat nie van regtig by die duiwel uitkom nie. Wat ek bedoel is, as daar voorheen tye in my lewe was waar ek melankolies gevoel het, met aspekte van die lewe gevoel het ek nou by die bodemlose afgrond van wanhoop uitgekom. Gedagtes het deur my kop bly maal en ek kon nie ophou dink daaraan nie. Ek was absoluut magteloos verstrengel in daardie depressie. Dit was 2 lange jare voordat ek uit daardie depressie bevry kon word. Maar weet jy wat het my baie gehelp in daardie tyd, selfs gered? Ek moes aangaan met my lewe. Ek moes aanhou preek. Ek onthou ek het soms by die trappie van die preekstoel gestaan en langer gebid as gewoonlik. En vir die Here gevra om my nou hier op te dra en te help om hierdie boodskap te bring. Maar deur die boodskap te bring het ek vir myself bly preek. Ek moes pastoraat bly doen. En sonder dat ander dit geweet het hulle stories my hoop gegee. Maar dit was veral die hospitaalbesoeke. Besoeke waarna ek soms die meeste opgesien het. Wat my die meeste gehelp het en vir my 'n lig was wat in my wanhoop ingeskyn het. Kom ek noem een daarvan. Op 'n dag kom ek by 'n oom, terminaal siek en in sy laaste dae. En nadat ek met hom gepraat het, vir hom gelees het uit die Bybel uit en vir hom gebid het ek sy hand vir 'n oomblik geskud en net toe ek omdraai en weg te stap, toe vat hy my hand, hy druk dit en hy trek my terug na hom toe. En daar bid die sterwende vir die lewende. Maar in daardie oomblik het ek regtig gewonder wie die sterwende een is. Hoe aangrypend is dit nie? Dat iets in daardie oom se weet, was dit die Heilige Gees wat vir daardie oom net daardie oomblik gesê het, hierdie man het vandag 'n gebed nodig. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar dit was nie net daardie een keer nie. Daar was baie sulke oomblikke. God kom na ons toe op verrassende maniere. Ek het die afgelope Sondag het ek die gedagte gedeel dat Annika se preek my laat dink het dat God 'n God is van driehoeksmeting. Ons onthou mos nog ons skooldae van trigonometrie of trig soos ons dit genoem het.
Die posisie van 'n punt kan bepaal word wanneer jy minstens 2 ander verwysingspunte het. Om myself te vind, het ek God en ander mense nodig. Om ander mense te vind, het ek God en myself nodig. En durf ons dit ook sê dat om God te vind, het ons ook ander mense en onsself nodig. Hierdie lewe is nie 'n lewe van isolasie nie. En baie keer is die eienaardigste van die lewe dat ons juis tot genesing kom, bevryding kom, tot vertroosting kom, wanneer ons opstaan uit ons wanhoop en ons moedeloosheid en ons gaan waarheen God ons stuur. As jy vanmôre hierdie boodskap kry en jy leef in isolasie, jy het jouself begin terugtrek. Staan op en gaan waarheen God jou stuur. Juis in daardie reis lê die ontdekking van wie God is, wie ander mense is en uiteindelik wie ek is. Kom ons bid saam. Here, vanmôre bid ons vir elkeen wat moeg en oorlaai is. Neem ons elkeen aan die hand en lei ons op die reis van genesing, saam met U en saam met ander in die ontdekking van onsself. Ons weet, U juk is sag en U las is lig. Dankie Here vir U oneindige liefde. In Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.